Goeiemôre julle wonderlike mense en welkom by nog 'n lekker vol en windende program van Ontbytsake. Vandag kuier ons saam met een van Suid-Afrika se mees veelsidige kunstenaars. Pedro Creer, wat vanjaar 40 jaar in die vermaaklikheidsbedryf is. 40.000 jaar, kan jy dit glo? Die lig nie. Baie welkom. Baie dankie. Dit is heerlik om hier saam met julle. Ons gaan soveel pret hê vandag. Ons gaan so baie pret. Goeie, ek is so bly jy's terug. Weet jy klink so opreg, nee, ek glo jou amper. Maar ek is al so dik vir hom al. Ek wil jou ook 'n bietjie. Baie welkom Pedro. Ag, ek is so dankie. bly jy's hier so. Ons gaan so lekker musiek maak. Ek gesels vandag weer met dinamiese vroue, onder andere Shanae Forshey van Mevrou Suid-Afrika en soos altyd Dr. Judy in leefstylsake. Agbare kollegas. Albert, nee, ag dit was ek moet erken, dit was lekkerder met Charlene altyd hier en dit is steeds vandag. Pedro, baie welkom. Dankie. Ek hoop jy gaan 'n lekker maaltyd hier by ons hê vanoggend. Ek is seker jy gaan. Hierdie week se sake fokus is langs die tuinroete van Suid-Afrika en ons kyk veral na besighede in George, maar ons maak ook 'n draai in Plet en Grootbrak. Is 'n mooi wêreld daai. Heel eers maak ons 'n draai in die kombuis. Hallo Corlie. Goeiemôre kollegas. Pedro, baie welkom. Ek hoop jy is honger want ek het vir jou heerlike kos. Ek kan nie wag nie. Nou, ek dink ek word geken aan maklike, eenvoudige en vinnige resepte, maar vandag sin is ekstra maklik. 'n Trou met my romerige hoenderpasta wat ek bedien saam met Boschendal se Elgin Chardonnay. Ek vertel jou later oor die naam en deel die storie van Trou met my. En natuurlik die span is nie volledig sonder ons dame in pers nie. Hallo Annika. Goeiemôre Dawie en span en julle almal daar by die huis. Hierdie week het dit begin voel soos 'n verandering in die weer. Ons kan sien die seisoene begin draai, maar ek het goeie nuus. Hierdie naweek is dit darm nog weer so bietjie warm. So dit gaan lekker braai weer wees. Dalk 'n kans vir middag-donderstorms oor 'n groot deel van ons land, maar sonnige toestande andersins. En in landbousake kyk ons na die wondervrug granate. So bly ingeskakel, heelwat interessanthede. Ek sê vir julle dis pers. Kom ons spring weg met Annika in die weerkaart. Jou lewe lank bestudeer jy die weer, die grond, mense en vooruitgang. Alles dui op een ding. Sonder mekaar kan ons nie. Dit was nat bewolk en koel gewees hierdie afgelope week in groot dele van Suid-Afrika. Nou verwag ons nog donderbuie hierdie naweek, maar die son gaan darm ook begin uitkom. Kom ons kyk na jou weervoorspelling. Donderstorms veral hier oor die westelike deel van Suid-Afrika en op die hoogliggende dele van die Kaap-provinsies. En dan verwag ons ook enkele donderstorms in Gauteng met donderbuie ook vir Namibië oor die sentrale deel van daardie land. En dan Sondagoggend sal mistigheid inbeweeg al langs ons Weskus en ook 'n paar miskolle wat moontlik is in die Oeverberg. Miskolle ook langs die kus van Namibië en dan teen Sondagmiddag verwag ons weer eens donderstorms om te ontwikkel. Dit gaan bewolk en nat wees hier oor die sentrale deel van Suid-Afrika met enkele donderbuie wat ook rondom Gauteng kan voorkom en dan ook donderstorms wat ons verwag in dele van KwaZulu-Natal en die Oos-Kaap. Die temperature gaan nou weer 'n bietjie hoër wees hierdie naweek met maksimum so rondom 30 grade Celsius, 28 in Johannesburg met enkele donderbuie wat beide vir Saterdag en Sondag kan voorkom in die streek en dan 'n temperatuur van 31 Sondag in Mahikeng met 29 in Potchefstroom. Vir die sentrale deel van die land kyk ons na 29 in Bloemfontein met ook 'n 30% kans vir donderbuie. Dit sal wel sonnig wees hierdie naweek langs die ooskus van Suid-Afrika met temperature wat daar ook lekker hoog gaan wees, 33 in Richards Bay en 28 in Durban met donderstorms vir Sondag ook steeds oor die sentrale deel van ons land. En dan vir die Oos-Kaap kyk ons na maksimum temperature wat ook rondom 30 gaan wees, 33 in Graamsstad, 30 in Oos-London met donderstorms wat hier kan voorkom oor die binneland en enkele van daardie storms kan ook beweeg na die kus. Dan verwag ons Sondag 'n temperatuur van 28 in Queenstown of Kumani. Vir die Weskaap is dit ook gedeeltelik bewolk hierdie naweek. 'n Baie skraal kans vir 'n paar druppels reën langs die Suidweskus insluitend Kaapstad, maar dan verwag ons donderbuie oor die binneland rondom Sutherland, Beaufort Wes en Calvinia en van daardie storms kan ook die Suid-Kaapse kus bereik. 28 vir Sondag in George. Enkele donderstorms vir Appington en Kimberley hierdie naweek en dan ook bewolkte toestande met donderbuie vir Windhoek Saterdag en Sondag. Sondag 'n temperatuur van 30 in Keetmanshoop.
Die nuwe week begin nou met verspreide reënbuie wat kan voorkom in dele van die Kaap-provinsies en in die Vrystaat sowel as dele van KwaZulu-Natal en enkele donderstorms weer eens vir Gauteng en Noordwes en dan sien ons ook enkele donderbuie oor die sentrale deel van Namibië. Dit is koel en klam teen Dinsdagoggend hier oor sentraal Suid-Afrika en dan verwag ons Dinsdagmiddag dat jou donderstorms nou 'n bietjie verder ooswaarts gaan beweeg en van daardie donderstorms kan ook die ooskus bereik. Ligte reën is dan ook moontlik rondom Kaapstad soos 'n swak koue front verby beweeg. Jou minimum temperature is so rondom 15 grade Celsius vir Maandagoggend. Maandagmiddag sal die maksimums in die hoë 20s wees vir die grootste deel van Suid-Afrika, 28 in Pretoria, 26 in Johannesburg. En dan sien ons die temperature wat nou bietjie laer word. Die eerste enkelsyfer minimum met 9 in Sutherland vir Dinsdagoggend en dit bly sommer koel daardie dag oor die weste van Suid-Afrika met 19 dan as 'n maksimum. Wat jou wind betref, gaan dit 'n matige noordwestewind wees oor die weste van Suid-Afrika met 'n matige noordwestewind ook rondom Kaapstad, 'n matige noordoostewind langs ons ooskus en dan kyk ons na 'n sterk bries wat gaan waai Sondag oor die weste van die land met matige tot ligte winde langs ons kus. Dis jou weervoorspelling vir die volgende paar dae. Ek sit Woensdag weer 'n opdatering op ons sosiale media blaaie. Landbou sake is volgende aan die beurt en vandag wys ons vir julle 'n granaat en turksvy boerdery net buite Pretoria. So bly net waar julle is. Bestudeer jy die weer, die grond, mense en vooruitgang. Alles dui op een ding. Sonder mekaar kan ons nie. My vernoot, Louis Swanepoel, het aanvanklik begin met die granaatboerdery op Bobali. Hy het 'n toetsblok geplant aan die begin om te kyk of dit aard is in ons omgewing en toe dit hier aard, toe hy nog aanplantings gedoen. En dis maar hoe ons aanvanklik begin het. Ek het later by hom aangesluit op die plaas en ons het nou 'n hele klomp granaatbome en later ook uitgebrei na turksvye toe as gevolg van watermar op die plaas. En maar ons groot produk wat ons verkoop eintlik aan die boere en die publiek is maar ons granaatbome. So ons is 'n granaatboomkwekery eintlik en dan die vrugte wat ons oes van dit verkoop ons en ons maak baie produkte om ware toe te voeg tot dit. Die belangrikste ding as jy met granate boer is om te kyk na jou grond. Granate hou van 'n goeie dreineerbare grond. Hulle aard glad nie in kleigrond nie. So 'n pH van so 5.5 tot 7 is ideaal. En dan water. Jy moet maar jou boompie wat jy plant water gee vir die eerste ruk tot hy gevestig is. Ons gebruik 'n druppelsproeiing op die plante en so hy kry deur die hele somermaande kry water en die winter sit ons daai water af. Omdat 'n granaat hou van 'n lekker warm somer en 'n koue winter. So ons het 'n paar eksperimente gemaak met ander kultivars deur die jare, maar ons het aan die einde geëindig by Wonderful is die kultivar. Ons het agtergekom dit is wat die mark meestal soek. Dis 'n geharde plant. Hy's nie vol fiteriasies en goed nie en hy gee baie lekker groot vrug. So dit was maar die groot rede hoekom ons Wonderful begin kweek het. So ons het 'n hele paar bome hier op die plaas en dit is ons moederstokplant. So ons sny daai maak steggies daarvan en dan laat ons dit root en dan plant ons dit uit in 'n sakkie van die grond en dan in 'n sakkie en dis dan 'n 1 jaar oue boompie wat ons verkoop aan die boere of aan mense wat belangstel aan die granaatbome. Ons vind dat so 1 jaar oue boompie baie beter in die grond vaar as hy op daai ouderdom is, wat beteken dat hy binne 2 jaar daarna sy eerste vrugte sal kan dra en dan na so 4 jaar sal jy jou eerste oes kan kry van daardie bome af. Ons het besluit ons wil die plaas 'n bestemming maak vir die publiek. So ons hou 2 keer 'n jaar hou ons feeste hierso op die plaas. Die eerste een is die Turksvyfees wat nou net verby is in Januarie en dan die laaste 2 naweke van Maart doen ons 'n granaatfees waar ons alles granaat doen.
Hy is een bondel energie. Dit is Pedro Creer en wat 'n voorreg om hom hier in die ateljee te hê. Die ligte is sommer helderder. Ek dink is die bles wat dit deurkaats. Hoorie, ek en jy het baie dinge in gemeen, maar die een ding wat ons ook in gemeen het, is dat ons albei kinderkoor gesing het, né? Ja. Jy was deel van die Tygerberg kinderkoor, so jy was van kleins af 'n performertjie. Ag ja, van kleins af gesing en geperform en ja, gelukkig die voorreg gehad om blootstelling te hê. Ja. Ouers gehad wat my blootgestel het en eintlik toe ek in Sabee was wat graad 2 is, het my ma my gevat na Tygerberg kinderkoor uitvoering. En toe ek ons terugry in die kar daai aand, toe sê ek, mamma, pappa, ek gaan in daai koor sing. En dit sou eers 3-4 jaar later gebeur, maar ja, en jy sal weet die voorreg en die dissipline en al die geskenke wat kom om deel van so 'n koor te wees, want ons het oorsee getoer En gewen in 1984 om te wen in Wenen, ja. Sien dis omdat jy deel van die koor was. Nee, ek dink nie so noodwendig nie, maar dit is net, ek dink dit is die dissipline en Henny Look wat absoluut 'n meester is, 'n legende is en ek sê altyd dankie vir die fondasie, want of dit nou koorsang is, so ek maar die dissipline en die passie wat ek daar geleer het, was die fondasie vir die res van my loopbaan en my lewe. Daar's nie baie jong mense wat kan sê dat hulle so vroeg al met Ian Roberts op reis of op toer gegaan het met die Koggelaar nie. Jy was wat in standaard 6 en toe jy al op die verhoog met hierdie groot name in die bedryf. Ja, die eerste een was standaard 6 was Villa se kind. Met die lieflike bless her soul Charlene City Richards en toe die jaar daarna was Koggelaar met Ian Roberts en Brumilda wat ek toe op toer was. En dit was nogal interessant vir verskeie redes, want ewe skielik jy's 'n kinderakteur, maar hulle hanteer jou net soos nog 'n mens. En dit was altyd vir my so wonderlik om te weet dat ek was 14 toe Ian Roberts my geleer body surf toe ons in Durban gespeel het, wat ons was vir 3 weke in Durban gewees. Speel in die aande, so in die dag gaan ek saam met Ian Roberts en Brumilda strand toe en dan body surf. So dit was ongelooflik, maar ek dink die grootste ding wat ek geleer het daai tyd by hulle is dat dit is net 'n werk. Dit is nie out there en verstaan jy's dramaties en dit is 'n werk en jy's 'n dissipline en ek dink dit was 'n baie groot voorreg om daai tyd so jonk op 14 jaar ouderdom daai lesse te leer. Jy sê nou dit is net 'n werk en dit is so, maar tog, weet, want jy het oorsee gaan speel met Live, Normality soos dit toegenoem is, so jy in Engels vertaal het. Maar as jy koerant opskrifte lees of wat sê it's mesmerizing and it's a tour de force and it's excellent. Kom aan, dit moet tog maar iets doen aan ou Pedro se hart. Ja, jy sien, mens doen dit van 'n goeie plek af, maar soos enige iets wil jy iets goed doen, en jy wil hê dat mense moet net sê dit was goed. Jy soek nie noodwendig die accolades en die staande ovasies en die opskrifte wat nou al dit sê en die pryse nie. Maar ja, ons is ook maar net mens en of baie mense is by Efficient Wealth, soos Davie en dan is daar half die makelaar van die jaar en dit is so half dinge sê jy's goed. En in ons werk is dit nou weer 'n ding van ja, ons sien jou raak en wat jy doen, die tyd wat jy insit, die energie wat jy insit en jou werksetiek. Ek dink dis die belangrikste, jou werksetiek word raak gesien. En ja, dan is dit baie lekker en ook veral oor see, want ons het hierdie verskriklike kompleks, ons bly in Suid-Afrika en ons is so minder en ons moet net en dan gaan speel jy oor see. Ek was in Broadway in Londen en Edinburgh en dan kry jy al hierdie accolades en jy kry al hierdie wonderlike dinge. Dan dink ek, okay, ons hoef nie terug te staan vir enige iemand in die wêreld nie. Ja, so ons kan ook deel wees van die wêreld se verhoog. So ja, Suid-Afrikaners en dis wat ek vir die jong klomp ook nou sê. Moenie terugstaan vir nie, ons is daar. Ons gaan nou verder praat oor waar jou werksetiek jou gebring het, want daar was maar groot suksesse geweest, maar nou eers oor na Corlie. Bosendal se Appellation Series Elgin Chardonnay dra die unieke karakter van die koeler klimaatwingerde van die Bokkeveld. Die elegante witwyn kan nou geniet word of tot 10 jaar verouder word.
Kyk, as jy 'n pasta liefhebber is die resep verseker vir jou. Vandag het ek 'n onweerstaanbare resep wat al redelik bekend is en dalk al in jou eie kombuis het jy hom gemaak en almal gaan verseker 'n tweede bord skep wat sekerlik jou hart en jou eetlus sal vasvang. Nou of jy nou vir familie, vriende of selfs 'n spesiale iemand kook, hierdie gereg is propvol geure wat beide vertroostend en luks is. Nou as jy nog nooit van Marry Me chicken pasta gehoor het nie, is jy in vir 'n bederf. Hierdie gereg is 'n hemelse kombinasie van sagte ontbeende hoenderduie, 'n romerige parmesan sous en songedroogde tomaties met gaar penne pasta. Nou dit kry sy naam omdat daar gesê word dat dit so lekker is dat jy moontlik 'n huweliksaansoek kan kry, sjoe. Julle enkelopenes sal dit maar daar moet probeer toets en vir ons moet terugvoer gee. Nou dis fantastiese trooskos wat maklik genoeg is vir 'n weeksaandmaaltyd, maar indrukwekkend ook genoeg vir 'n spesiale geleentheid voor te sit. Nou al wat ek sê is die pasta is 'n moet probeer vir almal wat lief is vir 'n romerige, kaasagtige knoffelhoender pasta gereg. So gryp jou voorskoot en laat ons 'n bietjie towerkrag in die kombuis laat gebeur. Nou jy begin heel eerste om jou pasta te kook tot al dente, het ek myne al reeds gedoen, dan jou hoenderstukkies te braai tot goudbruin en gaar uit die pan te haal en jy gee dit net met sout, peper en paprika en dan sit jy dit so in jou bak eenkant. Dan het ek, terwyl Charlene lekker gesels het ek solank hier bietjie botter in die pan gesit en ek het net my eie solank begin braai. Ek het hom so bietjie afgesit en nou kan ek net so bietjie daai lekker vars knoffel insit. En dan al wat jy nou volgende gaan doen, hier het ek dubbel dik room wat ek in die pan gaan sit en dan ook hoender aftreksel. Nou dit gaan jy dan net so op 'n medium met 'n lekker laat prit, dat hy net so effe afkook. En as ek terug is, voeg ons die res van die speserye en die bestanddele in hierdie vloeistof. Nou sit eers terug na Charlene en Pedro. Ek gesels verder met ons wonderlike gas, Pedro Kreer. Ek weet nie of julle kan sien, maar hier is 'n volstruis hier op my rok, op my linkerbors, né? Die volstruis is spesiaal vir Pedro. Dankie. Ons gaan KAK. Want jy gaan KAK toe. En dit is 'n grootte wat jy vier by die KAK. Dit is 40 jaar in die bedryf, ja, maar ook 25 jaar van julle teatermaatskappy, jy en Henny van Green en Wordsmith. En dan ook jy het ons 7 jaar laat wag voordat jy weer by die KAK gearriveer het met so 'n wonderlike produksie. Vertel net vir ons van al hierdie groot mylpale. Hoe voel jy daaroor? Behalwe oud, want jy is nie oud nie. Ek voel verskriklik lekker want dit is altyd lekker om goed te vier en die geleentheid te kry om te vier. En werk dit nou net so uit dat my 40 jaar in die bedryf, Wordsmith Theatre Factory, ons teatermaatskappy wat al die jare teaterproduksies, televisie doen, 25 jaar is en nou vir die eerste keer in 7 jaar gaan ons terug met Annie en Helen by die KAK. En dit is 'n mooi produksie, 'n groot produksie, en dit is lekker om terug te gaan. Ek wil nie sê dis ons comeback show nie, maar dit is so half, ja, ons gaan nou weer terug KAK toe en dan gaan ons al die feeste doen, Suidooster en Vrystaat en Aardklop en Woordfees. Maar ja, dit is 'n jaar van viering en hoekom vier ons dit nie met 'n lekker groot produksie nie? En ook spesiaal want jy dink ek was die eerste ontvanger van die KAK se Slurpie-prys wat 'n kar destyds geborg. Ek dink dit was hier in die 90s, nee, vir die beste nuweling. Ja, die Decat Slurpie-prys word elke jaar toegeken aan die beste nuweling. In 1998 was ek die heel eerste keer as 'n solo kunstenaar by die fees met my blou gat. Henny van Green het geskryf, Shirley Ellis het die regie gedoen en ons het maar net gegaan en gehoop die mense gaan daarvan hou en hoop ons maak genoeg geld dat ons net petrol het om terug te gaan. Daai tyd het ek nog gewerk in die koöperatiewe wêreld. Henny was 'n onderwyser en toe ewe skielik toe vra hulle vir ons, kan julle asseblief môre aand by die Decat
funksie wees en ons weet nie waaroor dit gaan nie en ewe skielik sê hulle die Dekatprys vir die beste nuweling is toe ek vir my spel en Henny Vergreende vir sy teks. En dit ek dink dit is dit alles het gebeur van toe af. Toe het deure oop gegaan en dit was net ongelooflik. Nou kom gou vinnig terug na Annie en Helen toe. Hierdie aangrypende storie van Helen Keller. Nou maar daar is baie aangrypende stories in die wêreld. Hoekom juist hierdie storie vinnig? Wat Annie en Helen, daar sal baie geskryf, daar was al flieks, daar was al teaterproduksies. Wat Henny gedoen het, hy het die Helen Keller storie vertel. Geskryf, maar dis Annie en Helen. Dit gaan oor die verhouding tussen Helen Keller en Annie Sullivan wat haar juffrou was. En dit kyk eintlik na die verhouding tussen hierdie twee en ook die gesindinamika. So dis die 5 mense, dis Bianca Flanders, Sintyn wat Annie speel, Stian Bam wat die pa speel van Helen, Elden van der Merwe wat haar broer speel en dan die jong 13-jarige Judy van Akiro Durbanville wat net briljant is. En dit kyk na die verhouding en eintlik wat hierdie juffrou moet ingebring word is om hierdie kind net 'n taal te leer, om net 'n woord te kry van kommunikasie, maar kyk ook na die verhoudings van 'n gestremde kind binne in 'n gesindinamika van hoe werk pa en ma met 'n gestremde kind. Hoe werk die dinamika met broer en kind om 'n broer of 'n suster te wees, want dit is altyd en so dit is ongelooflik. Dis die Helen Keller storie, maar dit gaan meer oor die verhouding tussen Annie en Helen en hulle pad van mentorskap om op die ou einde amper soos 'n dak wat oopgaan en die einde is net hoendervleis beeldskoon en true to Henny is dit hele in die teater. Jy gaan heeltemal anders daar uitstap as wat jy ingestap het. Ons kan nie wag daarvoor nie. Regtig iets om na uit te sien by die KAK&K. Baie dankie dat ek met jou kon gesels. Julle mag moontlik later verras word deur 'n liedjie deur ons ontbytsake kunstenaars, begelei deur Pedro, maar vir nou is dit oor na die Sakefokus met Leon. Hi, ek is André Pollard. En as dit by besigheidslenings kom, kies ek vir Pollen Finance in my span. Dis tyd vir die Sakefokus, die hart van ontbytsake en vandag kuier ons in een van die mooiste omgewings in Suid-Afrika wat nie verniet as die tuinroete bekend staan nie. Dis 'n baie gewilde toeristebestemming, maar deesdae semigreer mense gemaklik daarheen as hulle van enige plek af kan werk. Hoekom dan nou nie? Ons kyk nou hoe dit daar lyk en na sakebedrywighede in Grootbrak en 'n pragtige natuurreservaat ook naby Plet. Die tuinroete is 'n gebied langs die Kaapse suidkus van Suid-Afrika en een van die gewildste toeristebestemmings in die land. Maar veral die gebied om George, van Mosselbaai tot by Keurboomstrand, kry vele besoekers. Die inheemse Outeniqua en Tsitsikamma bosse spog met 'n unieke mengsel van Kaapse fynbos. Voedsellandpaaie en ander aktiwiteite lok 'n groot aantal ekotoeriste. 10 natuurbewaringsgebiede beskerm die verskillende ekostelsels van die gebied, asook sy groot rykdom aan seefauna, soos sagte koraalriwe, dolfyne, robbe en ander diere. Tussen George en Knysna is die skilderagtige meregebied met 4 mere: groenvlei, langvlei, rondevlei en swartvlei. Die Grootbrak Mediese Sentrum is in 2021 deur Dr. Anne Lebou begin. En vandag word die gemeenskap bedien met 3 dokters, 2 tandartse, 'n mondhygiënis, biokineticus, dieetkundige en 'n suster vir patologiese dienste. Hulle missie is eenvoudig: om 'n positiewe verskil in die lewens van kinders, jeugdiges en volwassenes te maak deur tandheelkundige en mediese sorg van die hoogste gehalte in 'n privaat en verwelkomende atmosfeer aan te bied. Dr. Lelani Venter byvoorbeeld spesialiseer in estetiese tandheelkunde en bied gevorderde prosedures soos botulinumtoksien-inspuitings, dermale fillers, implantate, ortodonsie en prostodonsie. Met selfs 'n geregistreerde verpleegkundige en arbeidsgesondheidspraktisyn en 'n Discovery Health konsultant aan diens, hoef jy nie verder te soek nie. Jou gesondheid is hulle prioriteit. Huisartse, sportgeneeskunde, ginekologie, palliatiewe sorg, geestesgesondheid, ortodontiese en pediatriese tandheelkunde, biokinetika en rugrehabilitasie. Daar's werklik omvattende professionele gesondheidsorg by Grootbrak Mediese Sentrum. Bolton Footwear is een van Suid-Afrika se top skoenvervaardigingmaatskappye. Alle skoene wat deur die groep aangebied word wat die ikoniese Grasshoppers handelsmerk insluit, word spesifiek ontwerp vir die Suid-Afrikaanse verbruiker, mededingend geprys en vervaardig van die hoogste gehalte leer en roumateriaal beskikbaar. Wat hier in Grootbrak Rivier in 1859 as 'n eenman velskoenmaker begin het,
het 'n huishoudelike naam geword as 'n gerespekteerde vervaardiger van kwaliteitsskoene. Die groep se 3 vervaardigingsaanlegte in Grootbrak, Oudtshoorn en Kaapstad het die kapasiteit om 8000 pare hoëgehalte leerskoene per dag te vervaardig en het meer as 1000 werknemers in diens op al 3 terreine. Bolton Footwear is 'n dinamiese rolspeler in die vervaardiging van skoene en die groothandelverkope van 'n wye reeks plaaslik vervaardigde skoene. Bolton Footwear, gewaarborgde kwaliteit, onberisplike styl, ongeëwenaarde gerief, noukeurig met die hand gemaak. Here, where the turquoise waters of the Indian Ocean merge seamlessly into lush green forests and golden fynbos, one finds a paradise like no other. Every detail is designed to make your stay unforgettable. From sunrise to sunset, creating moments that will stay with you forever. Alkant Mooi, feed your soul. Die plek se naam kon nie meer gepas gewees het nie, Alkant Mooi. Dis natuurlik van toepassing op die hele tuinroete, ook George, wat as die sakekern van die tuinroete beskou word. Hier is nie net mooi hotelle en ander verblyf nie, maar ook winkelsentrums en groot nywerhede om die groeiende boubedryf te ondersteun. Die Half-Collared Kingfisher Trail by Wildernis is ook bekend as 'n wildernisjuweel. Nadat jy jou permit van die Ebb and Flow ruskamp in die Wildernis Nasionale Park gekry het, los jou voertuig daar en stap na die beginpunt. Hierdie is nie sommer enige ou bos staptog nie. Die houtbrûe en trappe lok jou dieper die bos in. Maak seker dat jy die bosduif looppad vat. Hierdie paadjie kronkel teen die krans op na 'n asemrowende uitsigpunt heel bo wat uitkyk oor die Touwsrivier en kampterrein. Om tyd hier deur te bring is noodsaaklik om 'n mens in verwondering te laat staan oor die ongeëwenaarde natuurlike skoonheid. The Hawthorne Boutique Hotel in George is 'n moderne, nostalgiese reis van oud en nuut wat op 'n gesofistikeerde manier saamgebring is. Hulle is die streek se simbool van puikdiens, wêreldklas akkommodasie en net die beste geriewe. Hulle is al 2 keer na mekaar aangewys as Best of George vir die beste bed en ontbythotel. Hulle persoonlike aanslag en unieke styl onderskei hulle as ver bo gemiddeld. Oudtydse styl met moderne geriewe. Die Hawthorne is 'n 5-ster butiekhotel wat buiten hulle wêreldklas akkommodasie ook spesialiseer in klein en groot konferensies, privaat funksies en skouspelagtige troues. En moenie vergeet van hulle restaurant, die Forester op die perseel nie. Weereens 5-ster kulinaire bederf. En dan die pronkkroeg en sitkamer wat ook net die beste voorsien. The Hawthorne Boutique Hotel, geleë aan die voet van die pragtige Outeniqua berge, is 'n ware George landmerk wat uit die 1940s dateer. Ringroad Distribution in George is 'n besigheid wat ander maatskappye en vervaardigers in die Suid-Kaap voorsien van verf- en bouverwante produkte. Hulle verteenwoordig en verskaf Hamilton's verfkwaste, rollers en verwante produkte. Dan ook Flash Harry waterdigting, Sodal silikoon seal en kleefmiddels en Geo plumbing produkte. Ringroad verteenwoordig ook verskeie ander verskaffers en vervaardigers met produkte soos bonding liquid, sementdroogversnellers, verf en wall skims. Hulle vervaardig hulle eie crack filler en sementsoortige produkte onder die handelsnaam Plaaste Filler. Hulle lewer uitstekende diens. Verteenwoordigers met in diepte kennis van die produkte wat hulle verskaf en vervaardig, klop elke week aan by die kliënte. Verder lewer hulle puik naverkoopediens en betydse aflewerings. Ringroad Distribution, persoonlike verhoudings, tonne voorraad en uitstekende diens. George Ceiling and Drywall Supplies voorsien boukontrakteurs, ontwikkelaars en Jan Publiek van enige tipe plafondprodukte, kroonlyste, gipsmuur, insulasie, stutte en raamsisteme en boonop alles wat daarmee saamgaan, skroewe, gereedskap, pleister en baie meer. Hulle doen alles met 'n glimlag vir enige bouprojek, groot of klein.
Hierdie altyd vriendelike en professionele diens gaan selfs verder met 'n 24-uur hulplyn. George CDS voorsien net kwaliteitprodukte waarvan seker 90% hier in Suid-Afrika gemaak word. Hulle lese waarby hulle altyd hou is doeteenvoudig: quality and service, en dis presies wat jy kry. George Ceiling and Drywall Supplies. Hulle kwaliteit en diens word gelewer van Stilbaai tot Plet, insluitend Oudtshoorn tot Beaufort Wes en selfs verder deur die tuinroete en die binneland in. Kontak hulle gerus. George bring beslis vir 'n mens die beste van twee wêrelde. Die mooi uitsigte, die see en die rustigheid net buite die dorp en ons geen tekort aan produkte en dienste nie. Ons sluit ons kuier in die tuinroete af deur vir julle nog groot nywerhede in George te wys en dan is dit weer alkant mooi. Kom ons kyk en daarna staan David slaggereed met ekonomiese sake. Oor die afgelope 12 jaar het Extreme hulle self gevestig as 'n formidabele skoonmaakmiddelhandelsmerk, aanlyn beskikbaar met sy eie handelsmerkwinkel op Takealot. Extreme is jou bekostigbare aanlyn alternatief vir groot handelsmerke in die huishoudelike, nywerheid en gasvryheidssektore. Vir huishoudings bied hulle 'n reeks produkte wat jou op elke gebied sal betower. Soos onder andere skottelgoed, skoonmaakprodukte, nano-geïnfiseerde wasgoedprodukte, vloerskoonmakers, buiteligprodukte vir die plaveisel, braai en, ja, vir die mans, wonderlike skoonmaakprodukte vir jou motor. Aangesien al die verskillende Extreme produkte op Takealot beskikbaar is, kan jy, soos altyd, vinnige, effektiewe aflewering landwyd verwag. Takealot bied natuurlik ook verskeie veilige betaalopsies vir jou gemoedsrus. Extreme, kwaliteit op bekostigbare skoonmaakprodukte wat reg by jou voordeur afgelewer word. WJ Civils in George is siviele ingenieurskontrakteurs en werk hoofsaaklik op die bou van paaie, stormwaterlyne, waterlyne, rioollyne, betonstrukture en pakhuise. Hulle streef daarna om sake te doen waar hulle en die belanghebbendes almal tevrede is aan die einde van die projek. Sodoende word lojaliteit oor die jare geskep. Hulle bied ook toegang tot 'n omvattende reeks masjinerie en toerusting wat aangepas is vir uiteenlopende projekbehoeftes. Of jy nou kraantrokke, stootskrapers, laaiers of ander gespesialiseerde masjinerie benodig, hulle bied betroubare oplossings om jou bedrywighede te ondersteun wat doeltreffendheid en produktiwiteit op jou perseel verseker. WJ streef daarna om te alle tye 'n sterk en bekwame personeelkorps en toerusting te behou, waardeur hulle uitstekende kwaliteit produk teen mededingende pryse kan lewer. Dit is hulle doel om altyd innoverend in hulle mark te wees in uitdagende tye. WJ Civils, effektiewe hoë kwaliteit werk met fokus op professionalisme. Aluminium Wise lewer al sedert 1984 hoë kwaliteit aluminiumprodukte en oplossings met uitstekende diens aan die tuinroete. Elke projek kry volle aandag aan detail om te verseker dat hulle aan jou spesifieke behoeftes voldoen. Naverkoop en diens is net so belangrik. Die fokus is op die versekering van kwaliteitprodukte en nog belangriker, kliëntetevredenheid. Met hulle uitgebreide reeks storte, vensters, deure, balustrades, pasgemaakte produkte en winkelfronte in 'n verskeidenheid afwerkings, bied hulle buigsaamheid van ontwerp, styl en luksheid. Hulle produkte is stylvol genoeg vir moderne residensiële ontwikkelings en taai genoeg om in beide kommersiële en industriële gebiede gebruik te word. Hulle is professionele spesialiste, bekend vir die verskaffing van pasgemaakte oplossings met presiese installasies en die beste diens om te verseker dat jou vereistes 100% nagekom word. Aluminium Wise, betroubare kwaliteit en pasgemaakte oplossings. As jy advies of 'n kwotasie nodig het, moenie huiwer om met hulle in aanraking te kom nie. By Penguin Gas verstaan hulle, LP gas is 'n noodsaaklike deel van kliënte se besigheid en huis. Daarom is hulle DNA op 3 pilare gebou: diens, prys en betroubaarheid. Penguin is 'n LP gasverskaffer wat die middelman uitskakel. Dit beteken beter pryse en konstante beskikbaarheid vir hulle kliënte. By die hoofdepot in George lewer hulle gas reg oor die tuinroete vanaf Stilbaai, Mosselbaai, Groot en Klein Brakrivier, George, Oudtshoorn, Wildernis, Sedgefield, Knysna, Plettenbergbaai tot by Port Elizabeth. 80% van hulle lewering is aan herverkopers wat op hulle staat maak vir stabiele en bekostigbare gasvoorsiening. Die balans gaan direk aan eindverbruikers wat ook uitstekende diens ontvang.
In 2017 het Oryx Suid-Afrika hulle genader om saam 'n vaste voetspoor in die tuinroete te vestig. Wintermaande is om die draai, maar is hulle prioriteit dat jy nooit sonder gas sit nie. Penguin Gas, langtermynverhoudings en die beste diens teen die beste prys. Jou betroubare gasverskaffer. Here, where the turquoise waters of the Indian Ocean merge seamlessly into lush green forests and golden fynbos, one finds a paradise like no other. Every detail is designed to make your stay unforgettable. From sunrise to sunset, creating moments that will stay with you forever. Alkant Mooi, feed your soul. Ek het gereken vanoggend oor die verskillende coins te praat. Nou die Afrikaanse terminologie bestaan nog nie mooi daarvoor nie, is munte seker nou maar die woorde vir die verskillende tipe van munte of coins is hoofsaaklik Engels, so ek gaan nou maar daarby hou. Maar help my bietjie, kry my 'n paar woorde in Afrikaans. Nou die grootste en die bekendste coin daar buite kan is natuurlik Bitcoin. En die Bitcoin prys sien ek het die afgelope tyd weer 'n keer begin styg. Dis meer 'n geval van die Amerikaanse dollar wat aan die daal is, maar die belangrike punt hierso is dat Bitcoin 'n soort van besig om meer aanvaarbaar te word. En dit is, en hoe meer dit aanvaar word, hoe meer gaan mense dit ondersteun en dit is deel van die rede hoekom die ding se prys besig is om te styg. Maar kom ons gaan deur die van die ander coins. So die belangrikste coin is dan nou Bitcoin, almal weet van Bitcoin. Al die ander coins staan bekend as sogenaamde alternatiewe coins of altcoins. Dis die ander coins. Dan kry mense byvoorbeeld meme coins. Nou 'n meme coin is so iets soos 'n sê nou maar 'n kaartjie wat jy versamel met iemand se gesiggie op byvoorbeeld. Nou Donald Trump onlangs het nogal bekend geword vir sy meme coin wat uitgereik is. Die goed het gewoonlik nie veel waarde nie, net versamelingswaarde. En so gepraat van goed en nie baie waarde het nie, dan is daar ook coins wat bekend staan as shitcoins. En dis inderdaad die goed se naam. En dit is eintlik coins wat absoluut niks werd is nie. Elke tweede ou maak 'n shitcoin vir hom, dit beteken nie veel nie. En dan is daar sogenaamde stablecoins. En dis waaroor ek vandag vanoggend wil gesels. 'n Stablecoin is 'n coin wat uitgereik word deur 'n finansiële instelling. Byvoorbeeld, as jy vir my geld gee, jy gee vir my R100,000 of R10 of R100 of wat ook al, dan vat ek jou R100 en ek gaan belê dit by 'n bank in 'n rentedraende rekening en dan gee ek vir jou 'n sogenaamde stablecoin in ruil. Hierdie stablecoin kan vir goederes gebruik word. Dit kan gebruik word om goed aan te koop en die en daai, maar jy weet hierdie stablecoin het iets agter hom en die stablecoin het dan nou werklike rande en ek maak my geld deur die rente-inkomste wat ek uit jou rande uitkry byvoorbeeld. Stablecoins dink ek is 'n deel van die toekoms en al meer en meer lande besighede is besig om stablecoins uit te reik. Die groot gevaar met stablecoins is daar werklikbaar iets agter hierdie stablecoin wat die ding ondersteun. En dit het onder andere gelei tot 'n paar besighede wat so af en toe bankrot gegaan het. Maar dit dink ek is nogal iets wat 'n ou moet dophou, die sogenaamde stablecoins. Hierna is dit weer ek en Pieter en ons gesels natuurlik oor nuus sake. King Price en Shosho. Versekering waaroor jy seker kan wees. Besoek kingprice.co.za. En ek kan vir julle sê, wat 'n week op die politieke front. Pieter de Tooy. Is elke week wat 'n week. Elke week is 'n week. Ek dink wat gaan mens hierdie week noem? Gaan mens dit noem die week van die ambassadeur. Die week van die ambassadeur. André Peebrink se boek, jy weet. So ons ambassadeur in Washington, Ebrahim Rasool, dis sy tweede keer wat hy gestuur word om by die Suid-Afrikaanse ambassadeur in Washington te wees. Dis natuurlik 'n ongelooflik strategies belangrike posisie vir Suid-Afrika. Die verhouding tussen Suid-Afrika en Amerika is ons weet is baie stram en 'n ambassadeur se werk is om verhoudings te bou in 'n ander land se hoofstad. Hy's 'n diplomaat. Hy's 'n diplomaat. Hy bou verhoudings in die wetgewer, met ander woorde op Capitol Hill. Hy bou verhoudings met senior lede van beide die Demokrate en die Republikeinse party. Hy bou verhoudings met amptenare in die Withuis. Weet sy werk is om seker te maak dat Suid-Afrikaanse maatskappye toegang tot die Amerikaanse mark kry. Met ander woorde, hy het bande met groot maatskappye in Amerika. Dan moet hy bande bou met meningsvormers sodat wanneer daar 'n moeilike tyd is, dat hy die verhouding kan bestuur. En natuurlik is sy enigste werk om Suid-Afrika se belang te beskerm. Wat gaan doen Ebrahim Rasool?
Hy gaan kritiseer Donald Trump op 'n openbare platform van 'n Suid-Afrikaanse organisasie genoemd die Mapungubwe Institute of Strategic Reflection. Dit word bestuur deur Joel Netshitenze wat 'n voormalige Mbeki man was en hy vaar uit teenoor Donald Trump. Hy beskuldig Trump daarvan dat hy aan die hoof staan van 'n supremacist of 'n wit supremacist beweging in Amerika. Wêreldwyd, ja. Jy weet, skerp kritiek, jy weet, en natuurlik word dit opgetel deur die Amerikaners en hy word terstond uit die land uitgesit. Mense moet ook sê dat die keuse vir hom as ambassadeur aanvanklik waarskynlik miskien nou nie die beste van 'n keuse was nie. Nee, ek wil nou daarby kom, maar Dawie, toe ek daai nuus hoor, toe dog ek by myself, wat het hy gedink? Sy werk as diplomaat is nie om politieke uitsprake te maak nie. Dis nie oor kommentaar te lewer om te ontleed oor hoe die Amerikaanse samelewing besig is om te funksioneer nie. Sy enigste job is om seker te maak dat daar oop kanale is tussen Pretoria en Washington. En wanneer daar 'n krisis is, dat hy na mense toe in die Withuis en op Capitol Hill toe kan gaan. Hy kon nie, hy kan nie, en dit is al wat oorgebly het. So die skade wat dit gedoen het is, jy weet, die skade wat in ons verhouding gedoen het met Amerika afgelope maand of wat, is onberekenbaar. En hierdie is baie erg. Jy sit nie sommer 'n ambassadeur uit jou land uit nie. Veral nie 'n ambassadeur van 'n vriendelike land nie, of waarmee jy historiese bande het nie. So hierdie is 'n enorme krisis vir die verhouding tussen Suid-Afrika en Amerika. En dit kon voorkom gewees het, so baie ander goed. Weet jy, maar dit asof dit lyk dit vir my is of die ANC, spesifiek ek verwys na Johannesburg byvoorbeeld, uit hulle pad uit gaan om nie Amerikaners die hoenders in te maak. Dis 'n storie oor die Sandton Drive. Ja, weet, so nou die Johannesburgse stadsraad wat gelei word deur die ANC, ook 'n koalisieregering insluitend Action South Africa en ander partye, het nou gestem om Sandton Rylaan, in die hartjie van Sandton, die belangrikste sakegebied in Afrika, te vernoem na Lila Galet, wat die Amerikaners beskou as 'n Palestynse terroris wat 2 vliegtuie gekaap het in die 70s en 80s. So die rede daarvoor is hulle wil hê die Amerikaanse konsulaat is op Sandton Rylaan. Ja. En as die naam gaan verander, nommer 1 Sandton Rylaan. En as die naam gaan verander, gaan die Amerikaanse ambassade sy adres op sy briefhoof moet verander na iemand wat hulle beskou as 'n terroris. Nou hoekom sal Johannesburg dit wil doen? Want hulle wil hulle vinger in die Amerikaners se oë druk. Dit is studentiekose, infantiele, kortsigtige politiek. Nou probeer die presidentsie glo inmeng en sê hulle wil vir die ANC in die stad sê, ouens, nie 'n goeie idee nie. Verander, los dit asseblief Sandton, maar dit lyk asof daar nou konflik is tussen die presidentsie en die stadsraad, want die stadsraad wil hoe dit vir my lyk. Daar's nie sterk leierskap in die ANC nie. Dis wat vir my lyk. Dit is absoluut so. Met ander woorde, die president moet sê nee, dit gaan nie gebeur nie. Laat die boodskap affilter deur tot die caucus toe in Johannesburg sê dit moenie gebeur nie, maar hierso's 'n asprusheid. En ek dink die ANC bly vasgevang in hierdie bevrydingsideologie en politiek van 1985. Hulle kan nie daarvan loskom nie. Ek wonder wat hierdie week gaan gebeur. Maar ek praat volgende week. Dan is dit nog 'n week. Dan is dit nog 'n week. Dankie dat jy weer by ons draai gemaak het. Weet as mens moet willig jou oog druk in die grootste ekonomie in die wêreld. 20% van die wêreld se ekonomie vergelyk met Suid-Afrika se 0.3-0.4% van die wêreldekonomie. Terug na Sake Fokus. Ek gesels met die manne van Hion Energy Solutions, Wessel Koortse, die bestuurende direkteur, en Marnus Ferreira, hoofingenieur. Goeiemôre. Goeiemôre. Baie welkom hier by ons. Wessel, vertel ons wie is Hion en wat doen julle? Hion is 'n lithium batteryfabriek hier in Suid-Afrika. Ons is gebaseer in Pretoria en ons is seker al so besig vir die laaste 6 jaar om produkte te bou vir die industriële kommersiële sektor binne die hernubare energiebedryf. Doen julle werk net Pretoria of is julle landwyd ook? Ons is landwyd, ons is eintlik in Sub-Sahara Afrika. Ja. So ons werk oral waar daar energieprobleme is. Wonderlik, en daar is baie daarvan. Ja, daar is baie daarvan. Marnus, ekskuus, waarop spesialiseer julle binne die hernubare energie segment? Want dit is nogal 'n redelike wye veld. Ja, so basies spesialiseer ons in hoëspanning batterye. So dis enigiets hier van 300 volt tot 1500 volt. Ja. Ons is ook in die lae spanning mark, maar ons spesialiseer maar meestal in die hoë spanning. En dan doen ons enigiets van stoorbare energie vir die solaarbedryf, van plase, fabrieke, al die pad deur tot die industrie waar dit gebruik kan word. En dan doen ons ook in elektriese voertuie. So ons bou batterye ook vir elektriese voertuie. Is dit 'n veld wat redelik groei op die oomblik, vind julle?
verskriklik. So die batterybedryf is regtig besig om op te tel in Suid-Afrika en dit word baie meer bekostigbaar ook vir die eindgebruiker en vir almal om te installeer. Wonderlik, maar wat se tipiese grootte stelsels bou julle? So basies ons spesialiseer meestal in 200 kW tot 2 megawatt stelsels en van daar af kan dit dan geparallel word tot en met hoe groot jy wil gaan, of dit nou 50 megawatt en groter is. Ons doen ook kleiner stelsels, maar ons hoofbesigheid funksioneer in daai grootte. En is dit tipies ook modulêre stelsels wat mense kan aanbou soos met die tyd aangaan en daai tipe van ding? So al ons sisteme is modulêr, so al ons sisteme kan in die energie in die solar in die sisteme kan vergroot word met tyd tot op die stelsel wat jy wil hê op die einde van die dag. So, Wessel, is dit wat vra die tipiese kliënt by julle? Is daar dele in hierdie mark wat julle meer op fokus of is dit maar 'n verskeidenheid van dinge wat julle in spesialiseer ook wat betref as 'n kliënt by jou instap en hy vra, okay, ek het hierdie en hierdie nodig. Wat sien julle kort mense oor die algemeen meer? Weet jy wat nie, as gevolg van die probleme wat ons in Suid-Afrika ervaar, het ons ook baie geleer en wat kliënte regtig nodig het. Tuurlik. Een van die velde wat ons baie met kliënte saamwerk is in agri. Ons het agtergekom hoe krities is krag vir agri, elektrisiteit vir agri. Ja. Selfs van besproeiingsboere wat nie kan, mens dink partymal ook as hulle besproeiingsboere nodig het, maar sy pompe kan nie werk, as daar nie krag is nie. Ja. Hoenderbesighede, hoenderboere kan nie die hoenderhokke afgekoel kry as dit nie as dan energie is nie. So binne dit is nou baie, maar alles tussenin. So enige industriële en kommersiële bedryf op hierdie stadium is geaffekteer deur die tekort aan energie in Suid-Afrika. Ja. Maar ons spesifiek op hierdie stadium deel verskriklik baie met die agri-sektor en hoe ons die probleme vir boere probeer oplos. Natuurlik 'n bitter belangrike sektor in ons land en dan hoe kan mense julle in die hande kry? Enige iemand kan ons kontak deur ons webwerf. Of hulle kan ons 'n e-pos stuur by info@hyon.co.za. Fantasties. Die manne van Hyon Energy Solutions, baie dankie dat julle draai kom maak. Dit is 'n belangrike diens wat julle lewer. Ons glo ons kykers gaan julle ryklik ondersteun hier. Baie dankie. Baie dankie. Nou ja, kom ons gaan kyk. Hyon Energy Storage Solutions spesialiseer in die bou en vervaardiging van lithiumbatterye. Hoofsaaklik vir die hernubare energiebedryf, maar hulle vervaardig ook vir die elektriese voertuigmark. Hyon het meer as 5 jaar gelede in Pretoria ontstaan na 'n navraag of hulle sal kans sien om elektriese voertuigbatterye te vervaardig. Die onderneming het daarna verder organies gegroei tot waar 80% van hulle huidige besigheid van die sonkragbedryf kom. Kliënte is hier nie net 'n nommer nie, maar word gesien as 'n vennoot in die besigheid. Hulle toeganklikheid is hulle trots en hulle sal altyd uit hulle pad gaan om met hulle spesialiteit ervaring vir kliënte unieke oplossings te vind. Hulle streef ook daarna om net die beste naverkoopediens in die bedryf te handhaaf. Hyon Energy Storage Solutions voorsien elektriese en sonkragprodukte reg oor Suider-Afrika en maak voorsiening vir groothandelaars, installeerders en algemene eindgebruikers. Besoek gerus hulle webtuiste. Is nooit net 'n naam nie. 'n Naam, 'n reputasie word gemeet nie aan wat dit sê nie, maar aan wat dit doen. Beskerm jou besittings en verseker jou finansiële toekoms. Kontak ons. Ek gesels met Erik Venter, een van ons ontbytsake projekbestuurders. Erik, welkom. Baie dankie, Leon. Vertel vir ons 'n bietjie wat, waar en hoe, wat gaan jy maak volgende? Leon, ons hele ekonomie of een van die ruggrate van ons ekonomie gaan maar oor ons vervaardigingssektor en die nywerheidsindustrie. En ons is baie sterk daarmee. So ek gaan nou weer 'n bietjie na die Wes-Kaap toe gaan en kyk watter fabrieke nywerhede is daar. Die mooiste en die beste saambring ontbytsake toe en dit wys ons hom weer vir die hele land. Ook met hulle met daai besigheid doen. Klink vir my die regte ding om te doen en kykers besighede kan jy natuurlik nou al kontak. Ja, hierdie program gaan op die 31ste Mei uitgesaai word. So nou is dit tyd om 'n bietjie met ons te gesels daaroor. Lieflik, dankie dat jy dit draai kom maak het, Erik. Dankie. Kontak vir Erik vir uitstekende televisieblootstelling net hier op Ontbytsake, maar nou eers weer smilsake. Die parmesankos het nou lekker gesmelt en dit het ook die vloeistof laat verdik. Nou jy gooi die speserye en die pakkie
ingelegde songedroogde tomaties wat ek opgesny het hierso voor my ook in. Jy koop dit sommer in daai pakkies by 'n supermark. Dit is ingelê in 'n olyfolie en 'n vinaigrette en verskaf daai heerlike ryk en pittige geur. Nou jy kan die sous nog so 'n bietjie prit indien nodig as jy dit nou bygegooi het, net sodat hy verdik. Die speserye wat ek ingegooi het is timie en oregano. Nou sodra die sous gereed is, plaas jy die gaar hoenderborsies terug in die pan sodat hulle die romerige knoffel parmesansous vir so ongeveer 'n paar minute kan opsuig. Nou ek wys jou gou-gou, gats, ons wil nie hier met aanbrand nie, moet jou plaat nie te hoog sit nie. Ek wou nou hê dit moet warm word. So sien, die sous het lekker verdik al wat ons nou doen en ek het 'n hele pakkie gevat. My resep is nou bietjie dubbel hier op stel, so dit lyk vir jou of ek meer ingooi. Maar jou resep wat jy het, hoef jy net een pakkie by te gooi en dan roer jy dit nou net so lekker in dat al hierdie sappe in moenie daai olyfolie vinaigrette sous weggooi nie. Hy's heerlik saam met hierdie roomsous binne-in. So jy kan dit nou lekker deurmeng en dan hier is ons sous. Kyk hoe lekker lyk hy. En dan hier is my hoenderborsies wat ek klaar gaar gemaak het en dit gooi ons nou sommer net so almal terug in die pan en daai sousies wat daaronder lê, gooi dit ook in. Dis net so lekker. En dan kan jy hierdie nou so deurmeng. Kyk hoe lekker sousie. Moenie bekommer dat dit te veel sous is nie. As ons die pasta nou begin bygooi, dan natuurlik gaan hy al die souse optrek. So, indien jy voel jou sous is bietjie te loperig, kan jy dit net nog laat kook, maar ek voel hierdie sous is reg en al wat ek nou moet doen, is hierdie pasta hierby gooi. Ek gaan dit nie op die kamera doen nie, nou sien julle hoe trek die pasta. Nou, al wat die pan nou vir jou sê, is eet my. Julle gaan nou sien, julle kan dit nie nou sien nie. Baie maklik en eenvoudig. As ek terug is, dien ons hierdie bordkos op. Nou onthou, die wyn en wildsfees vind binnekort in Stellenbosch plaas. Hier is die besonderhede. Daarna wys ons julle 'n musiekoptrede van Stef Bosch, begelei deur Pedro Creer, ons gas vandag. Kom geniet 'n naweek van wynproe, wildspitbraai met heerlike wildsgeregte, 'n verskeidenheid van bekende kunstenaars, vierdansers, vierwiel motorfietsse, pyl en boog. Vir die kinders is daar perd- en ponyritte, reptieltoertjies, lekker boeresport en vele meer. Kry jou kaartjies vandag vir die 4de tot 6de April in Stellenbosch. Jouw land, Pedro, is mijn land. Ag, wie jy, die talent daar in ons land, wie jy. Ja, en Stef Bosch. En Stef Bosch ook. Ja, ereburger, Suid-Afrikaanse burger. Ja, hy is dan maar wonderlik. Hy is net fenomenaal. Vertel ons 'n bietjie van klavierkuiers, want dit lyk vir my nou ietsie wat vir my lekker sal wees. Ja, dit was altyd 'n groot droom vir my om my eie geselsprogram te hê. Maar 'n unieke aanslag. En toe het ek besluit, maar ek wil baie graag sangers en ek speel klavier en ek wil met hulle praat, maar ek wil sangers vier, se lewe vier, en hulle loopbane vier terwyl hulle nog lewe. Ja. Ons tyd is baie kort, so ons moet dit doen. En toe het ek besluit, kom ons vier dan jou lewe met foto's en musiek. En toe het dit begin en ek sit heeltyd by die klavier, ek gesels heerlik met hulle. Ons doen ongelooflike goeie navorsing, skryf video's wat ingesit dat ons so 'n bietjie van 'n Oprah moment het. En dan ook en dan sê ons net vir hulle is wonderlik, maar elke keer as hulle 'n liedjie noem, as ons praat oor 'n liedjie, dan sing ons 'n stukkie daarvan. En dan eindig die program altyd met een van hulle wat ek akoesties vir die klavier verwerk het. En dit was 2 seisoene en ek is baie trots daarop, maar dit was ook een van my hoogtepunte om dit uiteindelik te laat gebeur. Ag, fantasties. Nou maar ek gaan jou vra dat ons iemand begelei vanoggend wat ook 'n wonderlike kunstenaar is. Ja, en ek wil vir jou sê dit sal nie die eerste keer wees vir my nie. Natuurlik. Ek het die voorreg gehad op verskeie kere. Om die betrokke. Ja, en dit is hoendervleis. Dit is die wonderlikste ding van begeleiding, is dat as jy met 'n sanger werk wat jou hoendervleis gee as begeleier. En sy is definitief een van hulle.
Dames en here, die nimmerlike, fantastiese, wonderlike Charlene Lakey. As die reën van stof en roet verby is en die rook verdwyn, sal daar in die sterrelose hemel 'n neonboog verskyn. En kyk maar goed, want as jy hom vind, vertel ek vir jou 'n sprookie, my kind, van 'n skatkis met ou kettinge gebind aan die neonboog se punt. Volg hom elke dag oor swart riviere en kyk nie eenmaal om. As jy aanhou stap 10.000 ure, sal jy dalk daar kom. Maar hier moet jy jou nimmer laat bind, want so lui die ou sprookie, my kind. As jy geluk en vrede wil vind, soek die neonboog se punt. Volg hom elke nag oor swart riviere, oor kraanse van beton. Dalk sien jy die land van blou safiere, en dalk 'n brokkie son, en dalk 'n brokkie son. Man, ek raak skoon bewoe, meisie. Magtig, ek is seker julle by die huis het dit baie geniet. Nou ook, onthou natuurlik van ons sakewinkel, waarvoor julle moet registreer voor 4 April vir lekker pryse. Hier is die inligting. Vanaf Saterdag 5 April gaan kykers van Ontbytsake toegang hê tot 'n verskeidenheid spesiale aanbiedinge op ons nuwe sakewinkel. Ons skop die 5de April af met R20.000 se gratis Fly Sapphire vliegbewyse. Maar jy sal eers moet registreer om in aanmerking te kom. Dus gaan registreer nou voor 5 April op ons webblad om jouself 'n kans te gee. Ek moet vir jou gesê het, ek het gedink 'n mondvletjie moes by wees, maar ek dink is beter soos wat dit was. Hy was mooi. Dit was dan, ja. Nee, die meisies sing, hè. Ai, 3 talentvolle mense so by mekaar. Wel, welkom by Kubersake. In 'n verlede week het ons die begroting ontleed en alhoewel dit nie altyd goeie nuus is nie, het Philip Swart laat weet. Baie dankie vir 'n betekenisvolle, dog eenvoudige verstaanbare manier waarop julle die geldgoeders aangebied het. Dit was 100 geldgoeders. Ja, Philip, ek het dit ook verstaan. Kan jy glo? As jy nie op sosiale media is nie, kan jy ook vir ons 'n boodskap stuur op ons webblad, soos M van der Westhuizen gedoen het. Sy of hy, die persoon skryf, ek is versot op julle program, indien ek nie Saterdag voormiddag kan kyk nie, is haar kyk weer tye. Dankie tog. Julle is altyd voor op die wa met dinge wat gebeur of gaan gebeur. Dankie Dawie vir jou ekonomiese verduidelikings of ontledings wat almal kan verstaan. Lekker musiek, kos en happy tye. Moenie met julle nie bekommer nie. Ek verstaan dit ook nie. Nou ons vier binnekort ons 25ste jaar op die kassie en desa kyk ons gereeld terug na dinge wat jare gelede gebeur het, soos toe ek 'n ou shortjie gedans het en sommer nog baie meer. Janet Skuman noem ons die lekker kyk program.
Jy kan nog steeds nie dans nie, maar toe maar, dis oké. Dawie was daarom hier amper van die begin af. Ons gaan hierna gesels Charlene in vroue sake met Shanae Forshey van die Mevrou Suid-Afrika organisasie. Ontbytsake is beskikbaar op vele sosiale media platforms, onder andere Facebook, Instagram en YouTube. Volg ons gerus en laat hoor van julle. Vroue Sake word met trots aangebied deur die Be Loved Foundation. Be Loved Foundation. Saam maak ons 'n verskil. Vandag is ons vroue sake gas wat ook hierdie maand in die Rooi Rose te sien is, Shanae Forshey. Sy is die hoofbedryfsbeampte van Mevrou Suid-Afrika, maar sy lyk soos Mevrou Suid-Afrika. Is jy nie 'n deelnemer nie? Jok jy dalk vir ons? Nee, ek was 'n deelnemer, maar amper 10 jaar terug al, so ek verkies hierdie kant van die proses. Hoekom sou jy sê bly 'n kompetisie soos Mevrou Suid-Afrika relevant? Ek weet jy kry hierdie vraag seker baie, want ons is mos nou in 'n moderne wêreld. Vroue werk en hulle staan hulle plek vol. Ja, ek dink dit is waar wat jy sê, maar Mevrou Suid-Afrika is regtig 'n brand wat 67 jaar sy geskiedenis agter dit het en om met ongelooflike voormalige Mevrou Suid-Afrika soos Amy Kleinhans, Suzette van der Merwe, Annelien Kriel, hulle is regtig die fondasie waarop Mevrou Suid-Afrika gebou is. En dan sal ek sê, ons moet baie vinnig leer om Mevrou Suid-Afrika relevant te maak weer. En dit is hoekom ons Crown Chasers begin het. Ons eerste realiteitskompetisie om mense te wys wat dit regtig vat om Mevrou Suid-Afrika te word. Ja, en hoe gebruik julle hierdie platforme van Mevrou Suid-Afrika om dan nou relevant te wees en vroue te bemagtig? Jy het nou gepraat van Crown Chasers, maar wat doen dit vir, ek wil nou sê, gewone vroue? Ja, ek dink dit is regtig die magic van Mevrou Suid-Afrika, is dat jy nie 'n sekere vrou hoef te wees nie. Ons wil hê jy moet kom soos wat jy is. Daar is nie 'n mold waarin jy moet inpas nie. Ons wil regtig jou vat wie jy is en kyk wat ons kan doen en wat ons vir jou kan bied met ons hulpbronne en ons platform om jou beter te maak. So ek dink dit is ook iets wat ons regtig kommunikeer aan almal wat deelneem aan Mevrou Suid-Afrika. Jy hoef nie noodwendig te wen nie. Al is jy net 'n finalis, gaan daar soveel nuwe deure vir jou oop. Die mense met wie jy gaan werk, die kontakte wat jy gaan maak. So ek voel Mevrou Suid-Afrika is regtig nie net vir jou om te wen nie. Jy hoef nie met die kroon weg te stap nie, maar ons regtig soveel waarde vir jou. Ja. So jy het nou gesê jy werk agter die skerms, hoofbedryfsbeampte. Wat behels jou rol as deel van die span? Dink is 'n bietjie van alles. 'n bietjie van alles. So buite in die dag-tot-dag bestuur is dit logistieke, operasionele, dit is ook al die bemarking, die borge, die digitale bemarking. So dis regtig 'n bietjie van alles, ek moet sê, en om ook alles te beplan en dan om seker te maak dat dit uitgevoer word, want die Mevrou Suid-Afrika kalender is nogal chock-a-block, so daar's altyd regtig iets wat gebeur. So ons het nou internasionale Vrouedag in Maart wat nou opkom. Wat is jou visie in 'n kort sinnetjie vir vroue? Ons moet nooit regstaan nie. Ons is genoeg en ons kan regtig ons plek vol staan. Ons moet braaf genoeg wees om vir onsself 'n plek aan die tafel te maak, because we deserve to be there. En dis amazing om 'n vrou te wees. Dis 'n goeie verskoning om nie genoeg handsakke en skoene te hê nie. Ek stel daaraan. Baie dankie Shanae Forshey dat jy by ons kom kuier het en daar het jy dit nou. Ons is genoeg. Ons kyk nou wat nog alles in Maart se Rooi Rose te sien is en daarna is dit finansiële sake met Dawie en Willem Basson van Efficient Wealth. In jou Maart Rooi Rose. Voorbladster Margaret Gardner gesels oor haar debuutroman en haar liefde vir Suid-Afrika. Ons loer by die sokkiekoning Kurt Darren en braaimeester Jan Braai in. Ons vind uit of Afrikaanse skole steeds die beste plek vir jou kind is en gesels met kenners oor hoe om na trauma te herstel. Die Maart-uitgawe is nou by die meeste winkels vir slegs R64.90 beskikbaar. Kry jou Rooi Rose, sit agteroor en geniet die uitgawe. 'n naam is nooit net 'n naam nie. 'n Naam, 'n reputasie word gemeet nie aan wat dit sê nie, maar aan wat dit doen. Beskerm jou besittings en verseker jou finansiële toekoms. Kontak ons.
Finansiële advies gaan altyd daaroor as die finansiële adviseur aan die kliënt advies gee oor wanneer die kliënt sou maar aftree of tot sterwe kom of wat die geval ook al mag wees. Maar wat as dit die ander kant om is? As jy finansiële adviseur nou nie meer daar is nie. Maar Willem Mason, hy is die nasionale hoof van besigheidsontwikkeling van Efficient Wealth. Hallo Willem. Môre Dawie. Willem, maar hoe werk dit dan nou? As mens nou kyk van die kliënt se oogpunt, as jou finansiële adviseur nou nie meer daar is nie, wat dan gemaak? Ja, dis 'n vraag wat ons baie min vra, want altyd kom 'n finansiële adviseur by jou en hy sê vir jou, luister, wat as jy môre te sterwe kom, wat as jy oor 'n paar jaar wil gaan aftree? Maar wanneer vra die kliënt daai vraag vir die finansiële adviseur? Want finansiërs gaan ook dood. En ons sien dit al hoe meer en ons sien finansiële adviseurs tree af en daar's 'n paar goed wat nie in plek is nie. Veral vandag waar ons sien dat daar holistiese en omvattende finansiële advies gegee word vir 'n kliënt. Hoeveel van die kliënt se inligting is nie by daai finansiële adviseur nie. Ek meen totaal alles rondom jou boedel. Baie van die finansiële adviseurs doen goeie werk en hulle doen ook jou belasting, jou testament se inligting. En die vraag wat ons vra en dit gebeur al hoe meer, vra jy vir jou finansiële adviseur, wat is die status quo die dag as iets met jou gebeur as jy wil aftree? Daai vraag word hier hopeloos te min gevra, maar het julle 'n ding soos opvolgbeplanning? En hoe werk dit al by julle? Ja, ek dink wat baie belangrik is daar wees om te besef dat iets soos opvolgbeplanning 'n vereiste is deur die FSCA. Met ander woorde, jy is 'n finansiële adviseur, moet 'n plan in plek hê om te sê wie is jou opvolger. En dis een van die groot goed wat ons fokus by Efficient Wealth, is om te sê dat elke finansiële adviseur het 'n opvolgplan. Met ander woorde, ons weet presies wie gaan adviseur A of B opvolg sou die wat as dag gebeur. En dit kan enigiets gebeur. En dit is baie belangrik dat 'n audit vir jou finansiële adviseur moet vra. Wie is daai vangnet? Wat gebeur die dag as jy nie meer daar is nie? As jy môre in 'n ongeluk te sterwe kom, hartaanval kry, kanker kry of jy moet aftree, enigiets kan vandag gebeur. En dis baie belangrik vir die kliënt om daai gemoedsrus ook vandag te hê as ons kyk na die finansiële beplanning in Suid-Afrika. Dis natuurlik nie net vir die kliënt baie belangrik nie, maar dis seker vir die finansiële adviseur self ook baie belangrik. Kan julle met albei help? Duidelik. En dis hoekom ons sê, daar's baie finansiële adviseurs en ons sien dit al hoe meer en meer wat ons nader en sê Willem, ek wil deel van die Efficient Wealth groep wees. Julle het 'n baie goeie vangnet vir alles wat kom by opvolgbeplanning. Is julle prosesse en strukture in plek? En baie keer as 'n kliënt dalk nie seker is, hoorie, ek doen met die regte adviseur besigheid en het my adviseur 'n opvolgplan nie. Ons nooi julle ook uit, selfs met ons. Ek meen die detail is onder op die skerm en ons kan vir jou verduidelik hoe werk opvolgbeplanning en wat is die gemoeders wat jy as 'n kliënt kan kry, maar ook as 'n finansiële adviseur as jy deel is van hierdie ongelooflike goeie span van Efficient Wealth en natuurlik Willem Mason. Dankie dat jy weer by ons 'n draai gemaak het. Dankie Dawie. Leefstylsake met Dr. Judy is net hierna en vandag gesels Charlene met haar oor tattoos. Jou vel is so uniek soos jou vingerafdruk en Biomedical Emporium se oplossing is so uniek soos jy. Klinkklare wetenskap, beskikbaar uit die liefde vir jou vel. Regte mense, regte vel, regte wetenskap. Ja, na 'n lang afwesigheid weer my beurt om met Dr. Judy Pretorius te kan gesels van Biomedical Emporium. Baie welkom weer eens. Tatoeëermerke. Nou, baie mense is verskriklik gekant teen, maar dit is jou keuse en as jy dan nou een wil hê, is daar sekere goed wat jy in ag moet neem. Sekere plekke wat jy dalk liefs moet vermy om tatoeëermerke op te sit. Wel, ek kan vir jou sê, dit is baie interessant dat om 'n tatoeëermerk te kry, die industrie om 'n tatoeëermerk te kry en die industrie om 'n tatoeëermerk te laat verwyder is amper ewe sterk. Is dit so? En dit is ook onder andere as gevolg van die feit dat, jy weet, partykeer as 'n tatoeëermerk gemaak word, is daar 'n foutjie, of jy het bietjie spyt en so aan, of daar kan mediese redes of die verhouding bestaan nie meer nie. Die verhouding bestaan nie meer nie, maar dit is baie belangrik om te gaan kyk waar jy 'n tatoeëermerk opsit. En heel eers sal ek sê, kyk of jy nie dalk 'n predisposisie of 'n geneigtheid het om letsels te vorm nie, want baie mense kry tatoeëermerke en na rukkie dan begin daar soos 'n keloïed of 'n hipertrofiese weefsel te vorm. Nou vat byvoorbeeld jou borskas, argumentsonthaalwe. Jy het jou hart hier, jy het jou aorta hier, jy het jou longe hier, so die vaskulariteit is deur die dak. En dit kan beteken dat miskien was dit in orde gewees hoe jy 'n tatoeëermerk hier gekry het, maar nou as jy dalk spyt of die ink het bietjie versprei, dis nie reg gedoen nie of jy's dalk allergies vir die ink,
dat jy dit nou wil verwyder. En met die verwydering kry jy dat die inkverspreiding en die kompleksie wat jy nou kry heeltemal disproporsioneel is en jy kry dan kiloïed weefsels. 'n ander ding wat ek vir jou kan sê is wat baie gewild is deesdae, vrouens en mans is baie lief daarvoor om te gaan vir permanente gremering. Jy weet, soos op die ooglede en dalk 'n bietjie lippies en so voorts. En van die goed wat daar kan skeefloop, byvoorbeeld is jy kan koorsblare ontwikkel, jy kan cellulitis of infeksie ontwikkel en wat baie interessant is, mense wat 'n ystertekort het. Daar's yster fisies in daai pigment. So nou gaan jy vir hierdie behandeling wat relatief seer is en binne 48 uur tot 72 uur is die permanente gremering net weg want jou liggaam trek alles net so ingeslurp as gevolg van 'n ystertekort. Soos 'n klomp goed waarna ou moet kyk. So wat doen 'n mens dan as jy dit nou wil verwyder? Jy weet jy moet natuurlik te iemand toe gaan wat weet wat hy of sy doen, maar hoe gebeur daai proses? Jy kan mos nie dit afskrop nie. Ek wil die vraag beantwoord deur te sê kyk na twee goed. As jy 'n tatoeëermerk wil kry, maak seker dat die persoon 'n redelike kundige is. Dit is hulle 8 tot 5. Maak seker dat hulle maak gebruik van goeie ink. Jy weet, nuutste ink. Baie gebruik regtig 'n te verdunde watergebaseerde ink en dan vloei dit net in jou vel. En moenie altyd jy weet nasorg doen wat hulle sê, jy gaan nou soos 'n petroleum jellytjie opsit, want dit kan 'n kiloïed veroorsaak. Kry iets wat dalk ryk is in peptiede en sovoorts. En dan natuurlik dieselfde met om dit te verwyder. Jy kry verwydering soos laser en mikronaaldverwydering. Jy kry self sure wat jy kan opsit. Maar daai nasorg is krities, want as jy nie daai wond, want dis 'n wond, gaan kalmeer nie, dan gaan dit ongetwyfeld in 'n kiloïed en 'n hipertrofiese weefsel ontaard. Is daar 'n manier om te toets of dit vir jou gaan werk? Moet 'n mens nie dalk net op so 'n ou klein stukkie van jou vel probeer voordat jy die hele ding doen nie? Jy kan, maar dis nou weer die ligging van jou vel. Hier gaan dit 'n spesifieke manier werk, op jou arms gaan dit 'n spesifieke manier werk, maar as dit te naby limfkliere is, kan dit ook bietjie skeefloop. So ek sal sê die heel eerste ding, kyk of jy dalk geneig is tot letsels nie. As jy is, hou maar daai kerel se naam vir 'n ander dag. Hou dit in elk geval vir 'n ander dag. Ons kyk nou na droë ys vir die wynbedryf, daarna rond Corlie vandag se dis af. Ek verwys altyd graag na wynmaak as die simfonieorkes van die wynbedryf. As jy kyk na al die elemente wat hier 'n rol speel, van die wingerd en alles wat in die kelder gebeur, al die kennis van wynmakers en dan daarmee produkte soos Dry Ice International se produk. Dit gee altyd vir my die idee van die finale moment wanneer hierdie simfonieorkes gaan begin speel. En jy kry die klanke van die musiek wat verwoord word in dit wat jy proe in die bottel. Wynmakers het agtergekom dat temperatuurbeheer in jou kelder waar jy werk met die vars druiwesap wat aankom van die wingerd af. Dit speel 'n baie groot rol hoe jou wyn uiteindelik gaan lyk. So as jy kan met koel sap werk hier aan die begin van die parsproses, dan weet jy jy het klaar al 'n voordeel, want 'n koel sap behou al die geurelemente wat jy graag in die wyn uiteindelik wil hê. Ek dink enige tegnologiese bydrae in die bedryf het 'n voordeel op die einde van die dag aan die eindproduk. En wat ons ook al doen in die wynbedryf, as jy kan beter wyn maak met 'n hoër kwaliteit en 'n produk lewer wat die verbruiker meer aanloklik en lekkerder gaan vind, dan is dit tot die voordeel van nie net die wynmakers nie, maar ook die wynbedryf, maar ook uiteindelik die verbruiker. En as jy kan 'n basismateriaal soos droë ys gebruik om dit vir jou moontlik te maak, dan is dit 'n wonderlike geleentheid. En ek dink die kwaliteit van
droë ys in Suid-Afrika het oor die klompie jare al so ontwikkel en is deesdae van so hoë gehalte dat 'n mens moet inderdaad sê dit het 'n baie groot bydrae tot wat 'n mens wil bereik in die kelder om uiteindelik jou beste wyn te maak. Droë ys is sekerlik een van die maklikste produkte om te help om vir jou 'n goeie wyn te lewer. So droë ys in die industrie is al so 30 jaar. Ons gebruik ys op witwyn en op rooiwyne om oksidasie te verhoed of te voorkom en om jou druiwe koud te maak. En ek dink die grootste belangrikheid is die fenoliese materiaal wat bind met suurstof. Dit is waar die geheim is. CO2 gas wat afskei van die droë ys is fenomenaal. Soos wat ek die druiwe ontvang reguit van die wingerdstok af, gooi ek 'n 16 ml droë ys in my pres. Saam met my druiwe om my druiwe af te koel, veral by die parsbakke wat in die parsmasjiene is wat geoes word. En dit bekamp al klaar oksidasie in die wingerd. Stap nommer 2 sal wees by die pres self. 16 ml of 3 ml, wat ek al die wynmaker verkies, in die pres self om jou, soos wat jou diafragma of jou bladder asemhaal binne jou pres, om daai suurstof te verminder. En dan volgende stap sal wees onder die parsbak waar al jou sap opgevang word. Dit is waar jou aromatiese voorlopers wat nie oksideer nie as gevolg van droë ys wat die gas afskei wat 'n mooi blanket oor daai sap vorm. En dan van daar af is dit reguit in die tank in. In die tank gebruik ek 'n 3 ml ys en ek bedoel dit is die afkoelproses is dadelik. En jy kan dit nie regtig wel regkry met verkoeling in jou kellerie tensy jy 'n ontsettend groot masjien het om dit te doen. Maar op 'n einde van die dag, droë ys is so handig, so maklik om te gebruik. Ek kan nie sien hoekom meer mense dit nie doen nie. Droë ys International is fenomenaal. Ek wil die diens wat hulle lewer en die spoedige aflewering, dit is 'n groot geheim. Elke wynmaker sit baie keer en vergeet om ys of produkte te bestel. En ek wil dis waar die geheim lê, daai 5:00 die middag of die aand oproep om te sê ek kort ys. En ek dink dit is waar Draaihaus International hulle self die afgelope paar jaar bewys het as 'n kliënt wat vir die wynbedryf 'n ongelooflike bydrae lewer. Ek wil amper sê hulle kan staat maak daarop dat as jy jou bestelling vandag inlewer, dat jy môre die aflewering gaan kry wanneer jy dit nodig het. Onthou net in die wynbedryf het ons nie tyd om te wag dat die druiwe nog 'n dag langer moet hang aan die wingerd nie. Wanneer hy geoes moet hy geoes word. En dan het jy Draaihaus International se produk nodig. Ontbytsake projekbestuurder Erik Venter doen 'n sakefokus oor fabrieke en nywerhede in die Wes-Kaap en Gauteng. So kontak hom as jy in hierdie segment handel dryf en neem deel vir uitstekende televisieblootstelling. Dit word op 31 Mei uitgesaai. Oceandale se Appellation Series Elgin Chardonnay dra die unieke karakter van die koeler klimaatwingerde van die Bokkeveld. Die elegante witwyn kan nou geniet word of tot 10 jaar verouder word. Nou vir 'n laaste tikkie mooi en groen natuurlik garneer ek die gereg met vars gekapte basiliekruid. Nou kom ons dien op. So ek kan nou nie onthou waar ek laaste opgehou nie, maar ek dink ek het nie die pasta ingegooi nie. So al wat ek toe nou gedoen het is ek het die pasta ingesit en ek het dit net lekker deurgemeng. Kyk, hierdie kleure is vir my stunning in hierdie pot. Dit lyk net sommer so asof jy dit wil eet. En onthou as jy nie pennepasta het nie, dan gebruik jy 'n ander pasta. Die pasta is nie die einde van die wêreld nie. En moet nie jou pasta oorkook nie, want dan begin dit uitmekaar uitval soos wat ek myne nou al hier, maar ek dink is omdat dit nou al 'n rukkie in die warm sous gelê het. Maak seker jy skep 'n paar hoenderborsies op en jy sal sien soos hy droog word aan die bokant, kom hierdie mooi rooi kleur sommer so uit. So, ons sit so lekker, jy maak hom vol, maak seker jy het genoeg. Hierso is my vars basiliekruid, dit gooi ons sommer net so bo-oor. As jy nie van die basiliekruid hou nie, dan sommer gewone vars petersilie is ook reg. En dan net so ter herhaling, kan jy so 'n bietjie vars parmesan, ek gebruik sommer my groenteskillertjies, en dan kyk swartpeper en suurlemoen gaan jy my omkoop.
mee. So al wat ons nou doen, jy vat net so 'n bietjie die skil, net so klein bietjie daai suurlemonigheid bo-op en dan heel laaste daai swart peper. Kyk, net toe. Sit jou trou met my hoenderpasta warm voor en maak gereed om almal aan die tafel te beïndruk. Kry die resep op Ontbytsake se webtuiste en ook op ons Facebookblad. Geniet jou naweek en ek sien jou volgende week. Dawie gesels nou verder met Pedro. Vlieg met die lugredery wat die nasie bymekaar bring. Vriende, familie en kollegas. Met meer vlugte, meer gereeld na al die groot stede in Suid-Afrika en verder. Fly Safair, vir die liefde van vlieg. My beurt om met Pedro te gesels. Hoor jy julle nou mooi gemaak, hoor? Ja, dit was vir my lekker, dit was my hoogtepunt en ek het nog steeds hoendervleis en ek dink die mense gaan nog lank daaroor praat. Weet jy, ons gewone mense, nee, ons is so jaloers op julle mense met julle talente. Weet jy? Ja, julle moenie jaloers wees want julle het julle eie talente en gelukkig deel ons dit met julle en julle deel julle talente met ons, so saam maak ons 'n span. Nee wat. Maar nietemin, as jy nou 'n raad wil gee vir iemand wat nou graag in die vermaaklikheidsbedryf wil ingaan, 'n jong persoon. Ja. Wat se raad sal dit wees? Doen wat vir jou passie is. En omdat dit jou talent is en dan sit jy dit weg in die kas en dan begin jy werk. En jou werksetiek, jou talent gaan jou so ver bring, miskien 5 jaar. Jou werksetiek, hoe jy met mense omgaan en hoe jy met mense werk en die standaard van werk wat jy ding, dit gaan jou vat na 40, 60 jaar. Maar iemand wat nou nie baie talentvol is nie, kan hy 'n loopbaan maak in die sê nou maar 'n musiekbedryf. Ja, ek dink daar's 'n plekkie vir almal. Jy moet miskien Jy sê vir my baie seker. Nee, ek moet net daaroor dink. Mense moet baie keer net jou niche vind van wat is my spesifieke talent en wat kan ek doen wat iemand anders nie doen nie. So wat is my unieke talent? So ek hoef nie 'n talent te hê soos Dawie nie, maar ek kan miskien ook bietjie sing en miskien kan ek jou rol. Kom ons gaan maar daartoe. Dan is dit jou pad wat jy moet volg. So ja, maar harde werk, werksetiek en hoe jy met mense, ek sê altyd as ons produksies doen en ons doen die regie daarvan en ons werk met ons met mense audisie. Ek sal altyd werk met die ene wat die goeie human is, die ene wat se werksetiek reg is, iemand wat hard werk sonder geite, sonder dramatiese egos. Los jou ego by die ding is en as jou talent dan so 5% minder is dit ook vir my fyn. Driehoekie is my verkose instrument. Ek het dit begelei. Daar's 'n mark vir jou. Kiro Create. Wat is dit? Kiro Create is 'n passieprojek wat ons al 7 jaar. Dis Kiro se kreatiewe been wat ek en Henny begin het so saam met Kiro. Hulle het ons genader, ons maatskappy Wordsmith Theatre Factory en so dis Kiro Create powered by Wordsmith Theatre Factory en ons kyk na die kreatiewe kind in die Kiro groep. Ons doen verskeie projekte. Dit is alles mentorskap gebaseer. Ons werk net met industriële, professionele mense en dis nou sangers, fotograwe, akteurs, filmmakers, fotograwe, mense wat wil musiek doen in studios. Enige ding wat jy kan dink is kreatief. Vir daai kind bring ons 'n mentor. Ons werk met omtrent 15,000 kinders landwyd Namibia en Botswana en ek dink Kiro is op hierdie oomblik die enigste skoolgroep wat regtig investeer in die kreatiewe leerling. En dit is wat ons doen en jy kan gaan kyk op Create se YouTube en Facebook. Daar is ongelooflike dinge en dis mentorskap en dit is wat lekker soos jy sê met die jonges. Ja. Ons gee wat ons weet en wat ons ken, want ons doen dit op 'n daaglikse basis, maar ons gee dit vir die kind en wat 'n voorreg om dit vir 'n kind te gee wat op skool gaan. Weet jy, ons het net 10 sekondes minder. Wat is hierdie vroue stemme in jou toekomsplan? Wat Vroue stemme vinnig. Groot show. Suidoosterfees Artscape Opera Huis by Suidoosterfees. Dis met Corlia Tashay, Edith Plaatjes, Antoinette Kellerman, Leanne van Rooi, dinge 300 massakoor van Kiro, dansers, een groot produksie wat ons die vrou gaan vier en jy moet dit nie misloop nie. Dit is groot en is op die Opera Huis verhoog.
ek en Henny het dit saamgestel en direk. Dit is fantasties. My 10 sekondes is op. Dit was heerlik om saam met jou te kuier. Ek val sommer van my stoel af. Ja, maar ek is jaloers op julle. Nee jy? Ja, maar vlieg af en kom kyk. Lekker, hè? Die pasta is mos my. Ja, dat vang ek. Heerlik om saam met jou te Trou met my pasta. Trou met my pasta. Ons stuur vir jou weg hier met 'n lieflike bottel van hierdie Elgin Chardonnay. Dis ook wat ons geniet hier en 'n leersakkie van ons vriende by Boot & Rally. As ek gaan kuier by my pelle dan kan ek mooi. Jy kan jy nou in die oggende nou vir jou 'n wyntjie gooi sonder dat iemand vra ons. Ja, en as jy dit daarin gooi, wil ek net sê die groot triek is dat jy sê jy drink groen tee. Baie dankie, ek gaan dit onthou. Die wyn lyk soos groen tee. Jy is ou. So het dit al probeer. Groen tee? Ek sal altyd aan julle dink asseblief as ek my groen tee drink. Ja, jou groen tee vat na my vriende toe. Ja, en hierdie is fenomenaal. Ek gaan dit definitief maak. Ek gaan nou nie iemand vra om te trou met my nie, maar ek gaan dit maak. Bederf nie vir geliefdes. Is dit reg? Is dit reg? Volgende week kuier die 5 vroue van die Mommy Club van die hoofstad wat pas op Showmax begin het hier by ons in die ateljee. Dawie bedaar. Ja, ek het gesê 5 vroue. Ja, van nou wat ons gaan ons hande vol. Dit gaan nou wees, weet. Soveel vroue in so min tyd, né? Hy sê vandag want vandag het hy net 'n bleskop. Is dit regtig pers? Blou. Dis blou. Nee, dis blou. Ek het maar gehoop niemand het gehoor nie, maar Nee. Maar nee, hierdie is blou. Dit jouself kyk, dit gehou. is Nee, blou. dit is regtig blou. Okay, dit blou. Nee, dit is blou. Ons het konsensus. Ek is self liggies kleurblind en ek kan vir jou nogals onomwonde kategories stel dat daar is blou. Is hierdie blou. Ek wil dan ook net vir julle sê julle het 'n baie groot jaar wat julle vier met julle eie viering. Ek het gevra 25 jaar. So cheers op ons bysaak. Dankie. Gesondheid. Baie dankie dat julle dit kan vier. Dankie. George, bye-bye julle. Baie.